Goeiedag gemeente. Ek wil eerstens om verskoning vra dat die video vandag nie vroegoggend beskikbaar was nie. Daar was 'n padda in die pyp. Ons het hom daarom uit die pyp uitgekry. En dankie ook Dominee Joepie wat my laat weet het dat hy nie gewerk het nie. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer by u te kuier en waar ons besig is en ook vandag afsluit met ons virtuele gedeelte van die Pinksterdiens met die tema Wag op die Helper. En vandag praat ons dan oor die werk van die Helper en spesifiek gebed. Kom ons bid dan ook saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie tyd wat ons saam rondom u woord kon vergader. Ek wil vra Vader dat u sal voortgaan om ook aan ons te openbaar dit wat op u hart is. Dat ons ook sal verstaan die werking van die Helper in die vorm van gebed. Die Here help ons om sensitief te wees, ook vir die Gees. Dat ons ook u woord sal hoor en u woord sal verstaan, maar Here, meer nog dat ons dit sal toepas in ons lewens. Ons dank u daarvoor, Vader. Ons vra dat u my ook sal gebruik as 'n instrument in u hand. In Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, as ons praat oor gebed, dan het ons verskillende opinies oor gebed en verskillende gedagtes oor gebed. En gebed is eintlik maar net kommunikasie. Dit is net kommunikasie tussen my en God. Maar dit sluit in beide praat en luister. Ek dink so in die verlede het ons so gewoon dat gebed is eintlik net 'n inkopieslysie. 'n lys met versoeke, ek soek en ek soek en ek soek, Here. En eintlik is gebed beide luister en praat. En ja, deel daarvan is vra, maar dit kan ook insluit lofprysing, musiek, selfs die bid van Bybelverse terug na die Here toe. En dit sluit eintlik so mooi aan by wat ons dan nou vanaand wil lees, ook spesifiek, en as ons lees in Romeine 8, vers 26 en 27, dan sê die woord, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hierdie is eintlik so 'n spesiale skrif. Dit sê dat die Gees, die Helper, die Heilige Gees wat binne in ons woon, staan ons by in ons swakheid. Dit sê nie dat ons miskien swak gaan wees nie, dit sê ons is swak. En ons het vrede daaroor, want die Heilige Gees staan ons by, hy maak ons sterk in ons swakheid. Sê dan, wanneer ons nie weet hoe of wat ons behoort te bid nie, dat die Gees, die Heilige Gees wat binne ons woon, self kom pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Die Gees ken ons en ken die hart van God so, dat hy namens ons pleit, op 'n manier wat ons nie noodwendig self in woorde kan uiter nie. Hy pleit by God namens ons. En die wonder daarvan is dat die skrif sê, en God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. God ken die Gees. God weet wat die bedoeling is. En dan sê hierdie skrif, en hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hierdie volgens die wil van God is eintlik 'n baie spesiale gedeelte in die skrif. Dink aan Johannes 5, vers 14.
1 Johannes 5 vers 14 sê, en nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enigiets volgens sy wil vra. Ons het nou net gelees dat die Heilige Gees pleit by God, en God ken die Heilige Gees se hart, weet wat die Heilige Gees vra, want die Heilige Gees vra volgens God se wil. En hierdie skrif sê dan, daar's vrymoedigheid as ons bid volgens God se wil, want hy verhoor ons gebede. En daarom weet ons dat God ook die gebede antwoord, wat die Gees namens ons bid. En ek het miskien vanaand 'n verrassing vir u. Miskien iets waaroor u gewonder het en waaroor u miskien in die lewe getwyfel het. Ek kom met vrymoedigheid vir u sê dat God antwoord altyd gebed. Altyd gebed. Selfs gebede wat ons dink wat nie geantwoord is nie. God het dit actually geantwoord. Die ding is, ons verstaan net nie altyd God se antwoord nie, en daarom wil ek vir u wys op 3 maniere wat God gebed antwoord. Die eerste manier daarvan is dat God antwoord ja op die gebed. Dit wat ons vra, sê God ja, hy gee dit vir ons ontvang dit, hy doen wat ons vra, en baie van ons hou van hierdie antwoord op gebed. En die ander antwoord, dink ek, is ons ook redelik bekend mee, as God nee sê. Partykeer weet ons dat dit wat ons vra, pas nie in nie, of dit wat ons vra, antwoord God nie, of dit wat ons vra, gee God nie vir ons nie. En ek dink hierdie 2 is die algemene maniere wat ons aanvaar, wat God gebede antwoord. En dan soms is daar 'n derde groep gebede wat ons voel eintlik nie geantwoord word nie, en ons verstaan nie eintlik altyd hoe dit in mekaar pas nie. En dis die baie moeiliker ene, wanneer die Here sê wag. Die God sê, dit wat jy nou wil hê, moet jy voorwag. Nie nou nie, wag 'n bietjie. Dis nie 'n nee nie, en dis nie 'n ja nie, en partykeer in die wagproses kom ons agter, dit wat ons vra is eintlik belaglik, en dan antwoord God nee, maar in die wagproses het ons dit vir onsself uitgewerk. En ander kere in die wagproses, dan wag ons, en dan sê die Here ja, en dan kry ons dit wat ons gesoek het, lank gelede, kry ons nou ewe skielik vandag, omdat die tydsberekening beter is. Die groot uitdaging, liewe vriende, is dat God is nie gebind aan tyd nie. God was, en God is, en God sal wees. Sjoe, dit op sigself verstaan ons nie eers nie. God was, en God is, en God sal wees. God is nie gebonde aan tyd nie, God word nie oud nie, God sukkel nie vanoggend om uit die bed uit te kom nie. God is nie gekoppel aan tyd nie. God is alwetend. God weet alles, en daarom weet God wat is die beste tyd vir my en vir jou. En partykeer dink ons sekere goed werk uit, en sekere goed is wat ons nou nodig het. En dan sê God nee, nie nou nie. Of nie dit nie. God weet beter. Maar God antwoord altyd gebed. Ja, of nee, of wag. Die wonder daarvan is dat die Heilige Gees, God self, binne in ons woon. En dat hy ons kan help om tot God te bid, selfs wanneer ons nie weet wat om te bid nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid vir die Heilige Gees vra om ons te lei en voor te stap en ons te help om agter hom aan te stap, sodat ons ook kan doen dit wat God die Vader wil hê ons moet doen. Kom ons sluit af. Heilige Gees, baie dankie dat U die Vaderhart van God ken. Dankie dat U ons in ons swakheid bystaan en namens ons by die Vader pleit. Dankie dat ons weet dat U ons belange op U hart dra.
Vader, dankie dat ons weet dat U gebede antwoord. Here, help ons om ons swakheid te besef en nie daarteen te skop nie, maar saam met die Heilige Gees in U wil te bid. Amen. Liewe vriende, dit was 'n groot voorreg vir my om ook virtueel saam met U tyd te spandeer. En ek sien ook uit na Sondag, wanneer ons die Pinksterdienste afsluit met die tema, julle sal krag ontvang. En ons gaan dit doen uit Handelinge 1 vers 8. En ons doen dit dan ook in die gemeente, 9 uur Sondagoggend. Ek sien uit om U te sien, en ook die tyd saam met U in die woord af te sluit. Geseënde dag vir U.